Goeiemôre Suid-Afrika, Sondag 26 April. Tyd om 'n bietjie 'n update te doen vir die voorval wat gisterand by die correspondence dinner gebeur het in Washington DC waar president Trump was. Jy het dit gesien, ek het 'n berig gisterand uitgesit dat die aanvaller doodgeskiet is deur die Secret Service. En teen die tye wat hierdie berig uitgegaan het, was dit die inligting gewees wat al deur 3 nuuskanale bevestig was. Ruk later, seker so 'n halfuur of 3 kwartier later, het daar meer inligting uitgekom wat gewys het dat die aanvaller wel nie doodgeskiet is, hy is gevangene geneem. So hy is op die oomblik in hegtenis in die tronk. Wat hulle wel weet van hom, hy's 'n onderwyser daar van Kalifornië af. En hy is op die oomblik dan in hegtenis geneem. Hulle is nie seker van die motief nog nie, dit sal hulle nou om uitvind. Ongelukkig vir hom leef hy nog. Gewoonlik hierdie tipe ouens weet as hulle so iets kom doen, dan is dit suicide by cop, is wat hulle gewoonlik doen, want hy het sekerlik vermoed hulle gaan hom drop. Ongelukkig vir hom leef hy nog, so hy moet nou 'n bietjie antwoord vir sy dade. Daar's nog nie bevestiging gekry dat hy wel die president wou uitvat nie. Het kon enige iemand anders by die onthaal gewees het, maar normaalweg sou dit 'n poging op die president sou gewees het. So dit sal seker maar uitkom verder van tyd soos die ondersoek aan die gang is en die ondervraging aan die gang is. Soos ek voorspel het gisterand, binne enkele ure die eerste conspiracy theories uitgekom, soos maar gewoonlik is. Stories van mense wat sê, ja, Trump het self georganiseer en dis gestage en al hierdie crap. En dis gedoen, en dan hoor ek vir mense wat sê dis gedoen want hulle het 'n beplanning vir 'n one world order en al hierdie dinge, en dis deel daarvan. En as tot die Bybel uitgehaal, Bybelversies wat dit bevestig het en so aan. So, dis die probleem met conspiracy theorists, die conspiracy theorists. Hulle het al alle credibility verloor. Want volgens hulle is elke liewe ding wat gebeur 'n conspiracy. Daar's nie meer terroriste in die wêreld of net kriminele of so nie. Dis altyd die US government wat agter alles sit met false flag operasies en ek weet nie wat se crap alles. Om ons aandag af te trek om iets anders te doen. So die van julle wat so sterk in die conspiracy theories glo, hey, go ahead. Jy moet seker glo wat jy wil. Glo jy voel as jy wil die hele dag onder daai cloud bly van hulle is uit om ons te kry. Seker maar jou lewenstyl is fine by me. Maar nou ja, nee, daar's nog nie 'n conspiracy theory agter dit. Dit is nie beplan nie, dit is maar net 'n gevoel van iemand wat getraai het. Iemand wat probeer het naam vir homself maak. Hy het gedink hy gaan deur die Secret Service doodgeskiet word nadat hy iets kon probeer of regkry. Gehoop hy kan miskien regkry wat hy regkry en hy sal in die geskiedenisboeke wees. Daar's baie van sulke, nou nie baie nie, maar daar is sulke mense in hierdie wêreld van ons wat nie lekker in hulle koppe is soos hierdie ou nie. So, die van julle wat aan conspiracies wil glo, dis goed, jy mag glo wat jy wil. Maar die ander, ek stem saam met julle. Dit is eintlik al lagwekkend die conspiracy theories wat elke keer uitkom nadat dat so 'n voorval gebeur het. Wel, dis die update. Die ou is gevang, hy's in die tronk, hulle sal aangaan met hulle ondersoek. Hulle is besig om sy plek daar in Kalifornië te deurkrap om te kry wat kry hulle van al sy inligting en ons sal sekerlik deur die loop van die dag nog meer inligting uitkry soos dit uitkom. Ek is daar môre by Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.